Goeiemiddag geliefdes, welkom by 'n druppeltjie van my hart. Ek wil vandag net met julle kortliks deel die woord van die Here. In Matteus 1 vanaf vers 18, wat sê, toe die geboorte van Jesus Christus is dan so, toe sy moeder Maria verloof was aan Josef, voordat hulle saamgekom het, is sy swanger bevind uit die Heilige Gees. En Josef, haar man, omdat hy regverdig was en onwillig om haar openbaar te maak, het hom voorgenem om in die geheim van haar te skei. Maar terwyl hy dit in gedagte gehad het, verskyn daar 'n engel van die Here in 'n droom aan hom en sê, Josef, seun van Dawid, wees nie bevrees om Maria, jou vrou by jou te neem nie, want wat in haar verwek is uit die Heilige Gees. Dan sê hy ook die volgende vers, en sy sal 'n seun baar en jy moet hom Jesus noem, want dit is hy wat sy volk van hulle sondes sal verlos. En dit het alles gebeur sodat die woord vervul sou word wat die Here deur die profeet gespreek het. Kyk, die maag sal swanger word en 'n seun baar en hulle sal hom Immanuel noem. Dit is, as dit vertaal word, God met ons. En toe Josef uit die slaap wakker word, het hy gedoen soos die engel van die Here hom beveel het en sy vrou by hom geneem. En dan sê hy, en hy het haar nie bekend totdat sy haar eersgebore seun gebaar het nie, en hy het hom Jesus genoem. Dit is wat my baie interesseer in die gedeelte. Vers 19 sê die woord van die Here, en Josef, haar man, omdat hy regverdig was en onwillig om haar openbaar te maak, het hom voorgenem om in die geheim van haar te skei. Hierdie Josef was 'n regverdige en 'n vrome man gewees, sê die Bybel. Dit wil sê, hy het in die wet van die Here gewandel en het onberispelik voor die Here se aangesig gewandel. Amen. Maar die woord van die Here sê dat toe hierdie ding gebeur, dat Maria swanger word, toe wou hy hom onttrek van haar, omdat hy nie die swangerskap in haar veroorsaak het nie. En hy wil hom onttrek in die geheim. Die Bybel sê, hy het hom voorgenem om in die geheim van haar te skei. Sy het nie geweet daarvan nie. Ek dink soms gaan ons deur dinge, en soms gebeur dinge in ons lewe, wat vir ons onverklaarbaar is. En veral soos in hierdie geval, waar hy 'n vrome en 'n regverdige man gewees het voor die Here gewandel het, onberispelik die wet van Moses onderhou het, wou hy hom distansieer van wat besig was om te gebeur in die vrou aan wie hy verloof was. En so het hy bepeins, hy het daaraan gedink om van haar te skei, omdat hy nie geweet het wat aangaan nie. Hy het nie geweet van die tyd wat aangebreek het. Hy het nie geweet, alhoewel hy God geken het en alhoewel hy God regverdig voor die Here was en vroom was, het hy nie God se tyd geken wat aangebreek het vir Israel en vir die wêreld nie. Verstaan nie? En nou, terwyl hy daaroor bepens, wil hy hom distansieer, wil hy skei van haar,
omdat hy nie die oorsaak was van haar swangerskap nie, want hy het God gevrees. Maar tog, die Bybel sê, toe sy moeder Maria verloof was aan Josef, voordat hulle saamgekom het, en sy swanger bevind is uit die Heilige Gees. Hy het nie geweet dat dit wat besig was om in Maria plaas te vind, dit wat besig was om geskep te word in Maria, alhoewel hy regverdig was, en alhoewel hy God gedien het, en die wet geonderhou het, het hy nie geweet dat dit God was, wat vir hom onverklaarbaar, onverstaanbaar was, dat dit God se Gees was, wat dit besig was, om te skep in Maria nie. En baie keer beland ons in tye, waar ons die Here dien, of die Here volg, of sy woord lees, of bid, en dinge kom op ons weë, wat onverstaanbaar is vir ons, en dan wil ons een van twee dinge doen. Ons sal of die duiwel bind, of ons sal ons onttrek van dit wat ons nie verstaan, wat besig is om te gebeur nie. Die Bybel sê, hy het sy hart opgemaak. Hy het hom voorgeneem om van haar te skei. Hy het hom voorgeneem om weg van dit af te beweeg, van wat God besig was om te doen. En wat God besig was om te doen, is wat hy alreeds in die boek van Jesaja sê, 'n maagd sal swanger word. Al probleem hier was, dat Josef nie geweet het, dat hierdie maagd, wat Jesaja van geskryf het, is die een aan wie hy verloof was nie, in wie die Heilige Gees nou besig was, om dit te skep, wat van God af is, en dit na vore te bring, wat God se tyd was. Verstaan nie? Baie keer gebeur dinge, wat nie na ons wense is nie, en dan wil ons wegstap van dit af, omdat ons dit nie herken nie. Josef het nie die tyd van God geherken nie, vir Maria nie, ook nie vir homself nie. En nou neem hy hom voor om weg te stap daarvan. Baie keer gebeur onverklaarbare dinge, wat ek en jy nie ons vinger kan opsit nie. Maar tog is die Here in daardie onverklaarbaarheid van ons. Nie sy onverklaarbaarheid nie, want die Here weet, die tyd het aangebreek vir die Here om 'n move te maak, om in te beweeg in die menslike situasie, in die menslike faktor, in die menslike lewe in. Verstaan? Dit is hoekom wat in Maria geskep was, uit die Heilige Gees was. Soos die engel van Maria gesê het, dat die Heilige Gees sal jou oorskadu. En baie keer twyfel ons in wat die Heilige Gees besig is om te dink. Maar in vers 20 sê, maar terwyl hy dit in die gedagte gehad het, verskyn daar 'n engel van die Here in 'n droom aan hom. Terwyl hy dit, luister, terwyl hy dit in gedagte gehad het, om wat te doen? Om te skei van haar. Hoekom? Omdat dit wat die Heilige Gees besig was om in haar te doen, of in daardie tydperk te doen, hy dit nie kon verstaan nie. Want hy wou regverdig bly, hy wou vroom bly voor die Here, hy wou die Here dien. Maar hy het nie insig gehad in die tyd van die Here nie. Baie keer is jy en ek net so, ons het nie insig in wat die Here doen nie. En soms is dinge gebeur, dan het ons 'n hemelse ingryping nodig, toe hy daaraan dink, om te skei van haar, om weg te stap van haar, om hom te distansieer van wat die Here besig is om te doen. Toe hy daaraan dink, sê die Bybel, toe gryp God in. Toe is daar 'n goddelike ingryping deur middel van 'n droom. Verstaan nie? Is belangrik dat ons
dat God soms moet ingryp in ons lewe om ons tot 'n stop te bring. Om ons tot op 'n punt te bring waar ons nie weg kan hardloop, weg kan vlug van hom af. Of wat ons nie onsself kan distansieer van dit wat die Here doen nie. Amen. So ons het daar die goddelike ingryping nodig. In vers 20 gryp God in deur 'n droom, deur vir Josef te sê, en sê, Josef, seun van Dawid, wees nie bevrees om Maria, jou vrou, by jou te neem nie, want wat in haar verwek is uit die Heilige Gees. Sien? Soms laat ons 'n vrees dring ons uit en dryf ons uit die dinge wat God besig is om te doen, en veral as ons nie verstaan nie. God het nodig, of jy dit besef of nie besef nie, God het nodig, jy het nodig dat God moet ingryp in jou lewe, om jou tot stilstand te bring, om jou meer duidelikheid van gedagtes te gee oor wat hy besig was om te doen. Nee? 'n goddelike ingryping is wat nodig is in ons lewens. En ek bid dat die Here vir jou sal ingryp in jou lewe, sodat jy verstand kan verkry van wat hy besig is om te doen en hoe hy werk om jou nader aan hom te kry. En veral vir jou en my om te verstaan wat sy tyd is. Of watter tyd, of watter seisoen, watter tydperk van die Here het aangebreek oor jou lewe, net soos in Josef en in Maria se lewe, het ons 'n goddelike ingryping nodig. En as ons gaan, want om ons te laat besef dat dit wat besig is om te gebeur, van die Heilige Gees af is, van God se Gees af is. Verstaan nie? Ons het ook nodig om 'n hemelse uitkyk te hê oor wat God doen in ons harte en in ons lewens. Ons het 'n hemelse uitkyk nodig, 'n hemelse perspektief nodig van hoekom dinge gebeur in ons lewe. Soms sit ons sonder die openbaring of verstand van God, van wat God besig is om te doen en wat hy doen en van tye in ons lewe. Ons het openbaring nodig van hom. Ons geheime gedagtes en ons geheime gevoelens, omdat ons bang is vir sekere dinge, omdat ons bang is om ons te verbind aan dit. Laat ek vir julle dit sê. Baie keer en reg deur die Ou Testament, of ons gaan terug na die begin toe waar God met vir Abraham beloftes gee. Abraham was nie op 'n gunstige tyd nie en op 'n gunstige plek gewees nie. So baie keer kom die beloftes van die Here na ons toe in ongunstige tye. Abraham was oud, Sarah was oud gewees en hulle was verby die tydperk om kinders te kon verwek. Maar tog gee God die belofte aan Abraham. Beteken dit dat God voor sy tyd, of dat God nie in ag neem wat ons omstandig is nie? Nee, dit is God se woord wat dit skep in ons wat hy wil hê en wat hy verlang en wat sy doel en sy wil is met ons lewens. So God is nooit voor sy tyd nie, God is ook nie te laat nie. Verstaan julle? God is nie te laat met dit wat hy doen nie. So nou sit hy en wanneer hy die perspektief kry, wanneer hy uitvind wat God se doel is, dit is hoekom die engel beskryf hom en gee vir hom die hele woord van wat God besig is om te doen en wat God besig is om in Maria te skep. En hy verbind hom weer aan Maria.
en hy het hom by homself geneem. Verstaan nie, dit wil sê, hy verbind hom aan Jesus. Hy verbind hom aan God se belofte. God se belofte, ek sê weer, God se belofte het nie in gunstige tye gekom nie. Dit was juist toe alles teen die persone oor wie hy geprofeteer het, of teen wie, met wie hy gepraat het en die beloftes gemaak het. Dit was juist toe hulle in moeilike tye van hulle lewe is. En selfs in hierdie geval, toe Maria in 'n moeilike tydperk was van haar lewe, want sy was nie getroud met Josef nie. En die engel kom en die engel sê, jy gaan 'n seun baar. En in daardie tydstip was Israel onder die Romeinse beheer gewees. Maar die Bybel sê, toe die tyd reg was, het God sy seun gestuur. Verstaan nie? Toe die tyd reg was, toe God se tyd reg was, al is die omstandighede ongunstig gewees, en al was hulle onder Romeinse beheer, het God sy seun onder daai heerskappy van die Romeine na die aarde toe gestuur. So wat doen ons? As ons in die tyd is, waar ons wil wegbreek, omdat ons nie verstaan wat God besig is om te doen nie. Ons doen wat Maria gedoen het. Sy het gesê vir die engel, toe die engel sê, sy gaan swanger word, toe sê sy vir die engel, laat dit met my wees ooreenkomstig u woord. En dit is my gebed vir u, mag u toelaat, dat dit met jou wees ooreenkomstig, die wil en die woord van die Here, onse God. Kom ons bid saam. Here Jesus Christus, ons vra u, dat u vir ons die tye sal oopsluit, sodat ons kan verstaan, wat u besig is om te doen in ons lewens, en sodat ons begrip kan hê, van God se wil in ons lewens. Ontsluit ons, en ontsluit ons oë, gee ons 'n hemelse ingryping, maar ook 'n hemelse perspektief, van u volle wil, van u volle plan, met ons lewens. Ons vra u dat u hand sal uitstrek teenoor ons, en ons sal aanraak diep binne in ons harte, en elkeen wat hoor, dat u die ore sal ontsluit, om te verstaan, en verstand sal gee, om te verstaan wat u vir ons sê. Ons dankie, dat u ons hoor, en dat u ons antwoord. Amen. Shalom geliefdes.